my tema volgend is as volg, ek sal bo kyk, as jy kan daai klip op sit. Hy afhanklik, onafhanklik. Is jy afhanklik of is jy onafhanklik? Want dit is dit wat die verskil maak tussen mense wat vrug dra en nie vrug dra nie. Nou, dit is so teenstrydig met die wêreld. Die wêreld, alles wat ons wil doen is, die wêreld wil ons onafhanklik maak, so ver as moontlik. Hy wil vrouens onafhanklik maak van hulle mans. Okay, maak dit sin? Dis 'n bietjie rof, maar dit is die waarheid. Hulle wil mans onafhanklik maak van autoriteit bo hulle. Hulle wil dit doen. Elke moet maak sy wil, doen wat hy wil, wat hy doen. Niemand kan enigiets vir jou sê nie. En dan wil hy ons, die hoofding wat hy wil doen, is hy wil ons onafhanklik maak van God. Want as hy ons onafhanklik kan maak van God, dan breek hy hele struktuur ineen, en dis wat besig is om te gebeur. Maar hy begin baie keer om jou onafhanklik te maak van jou man. Hy begin baie keer om jou onafhanklik te maak van hoër gesag in jou lewe. En voordat jy self kry, is jy baas van jou eie lewe en jy is onafhanklik van die Here. Maak dit sin as ek dit verduidelik? Soos dit gebeur by ons, soos afhanklik, soos leef jy afhanklik van God of probeer jy selfstandig wees? Nou, selfstandig is nie in die term as jou kind wil selfstandig groot maak nie. Selfstandig is meer van ek kan lewe, ek is die eienaar van my eie lewe. Verstaan, I'm the sailor of the ship. Type ding, I'm a self-made man, daai konsep is dit wat ons wil vanaf weg beweeg en sê nee, as ek praat van selfstandigheid, is dit daai van ek staan heeltemal in myself, ek wil kies om God te wees in myself. En die Here sê nee, ek wil hier moet afhanklik leef van my. Nou vandag gaan ek vir jou verduidelik dat jy eintlik nie 'n ander keuse het nie, en al kies jy dit nie, is jy in elk geval daar. Want dis baie keer wat ons dink, is van ek kan kies of ek afhanklik wil wees of onafhanklik wil wees. Dis nie die waarheid nie. Jy is afhanklik, al draai jou rug heeltemal teen die Here. Jy moet dit net besef, en wanneer dit besef, verander dit jou lewe. Maak dit sin volgend? Soos as ons die volgende klip kan opsit. Dan sê afhanklik of onafhanklik, leef jy afhanklik van God of probeer jy op jou eie leef? En dis 'n vraag wat jy self moet vra volgend. Ek wil jy vir 'n oomblik net 10 sekondes gee. Vra jouself nou 'n vraag af. Leef ek afhanklik van God of probeer ek onafhanklik leef? Hoe lyk onafhanklikheid? As ek deur finansies gaan, dan maak ek my eie planne. Finansiële probleme gaan. As ek iets het, maak ek altyd, ek raadpleeg eers die Here en ek hardloop eers in 'n rigting. Yes, ons wil steeds die werk baie keer doen, maar ons verstaan nie dat die Here die hoër gesag in ons lewe is nie. Maak dit sin? Ons gaan nie eers na hom toe en dan maak ek 'n besluit nie. Ek gaan eers na my eie gedagte toe en dan maak ek 'n besluit. Maak dit sin? En dit bring ons dat ons gemoed op baie keer op terrible plekke is, want ek voel dat ek moet hierdie ding maak werk. Ek moet dit reg kry. Verstaan jy? Dinge moet gebeur. Ek moet in plaas dat jy net sê nee, ek is afhanklik van die een en sy naam is Jesus. Hy is my bron. Hy is een van wie ek lewe. Soos die volgende slide kan jy deurskuif. Ek gaan net sê volgende, want dan gaan hy elke keer sy slide nie. Lewe begin nie by ons nie. En dis waar ons moet besef. Die rede hoekom jy afhanklik is, want lewe begin nie by ons nie. Sê gou weer persoon langs aan. Lewe begin nie by jou nie, maar lewe begin ook nie by my nie. Okay, so ons moet dit besef, want as ons dink dat lewe begin daar, dan het ons 'n probleem. As lewe begin by my ma, eerder as by God, dan sal ek net doen wat my ma sê, al is dit teenstrydig met die woord van die Here. Terwyl ons moet luister vir ons ouers, my keer verstaan nie. Maar dood eenvoudige rede is, dan kies jy eintlik iemand bo God. Omdat jy afhanklikheid van verkeerde vertrekpunt is. Moenie hierdie gebruik het soos, nee, ek luister nie vir my ma nie, want my pastoor het so gesê. Nee, dis nie wat ek gesê het nie. So asseblief, kom ons korrigeer net daai een. Okay? Gaan oor van ons probeer altyd doen wat goddelik is. Jesus luister konstant na sy ma, maar ons een plek wat hy eerder kies hy besluit om weg te loop van sy ouers af. Hy bly in die kerk vir hoeveel dae, maar kom eens nou hoeveel dae agter dat haar kind nie daar is nie.
En sy moet terugkeer, en Jesus is in die kerk, want hy kies God bo sy omstandighede. So baie keer as jy mense, maar ek moet seker maak dat my vrou gelukkig is. Nie ten koste van jou pad by die Here nie. Jy kan baie lief hê, maar is nie met al lelik wees, van ek gaan kerk toe, maak nie saak wat jy doen nie, dis Jesus nie, okay? Is dit van lief hê, ek voel dat dis iets wat ek moet doen. Ek weet is dalk nie vir jou maklik nie en heiliglik, ek sal saam met jou staan, maar as ek terugkom, is spandeer ek tyd saam met jou, ek bou in jou, maar ek moet by die Here uitkom. Loop die pad vorentoe, moenie praat nie, maar leef dit. Weet, ek druk nie iets op iemand neer nie, want jy gaan nou nie saam nie, soos nou druk ek dit op jou neer. Dis nie wat ons wil doen nie, ons wil liefde en genade na die Here toe beweeg, want wanneer ons dit doen, gaan jy 'n beter man wees om haar te kan lei. Maak dit sin? Maar as jy dit nie doen nie, gaan jy 'n beter man wees. Nie gaan nie. Jy gaan voordat jy self kom, gaan jy lewe vind in 'n ander bron as God. So hy kom hier voor, hy sê lewe begin nie by ons nie, lewe begin by God. Elke asem wat jy haal is 'n geskenk van God. Soos al dink jy word nie sustain, jy sustain nie jouself nie. Hy kom verder, hy sê jou hart klop. Jou hart klop. Een van ons vriende hierdie week en hy werk op groot projekte en my broer bel my broer sê asseblief, ek wil hê ons moet gou staan met Here na Jannie toe. Jannie het 'n hartaanval kry, lê in ICU. En ek sê, "Wat? Hoe het dit gebeur?" Gesond, aan die gang, werk hom oor 'n mik, verstaan, hy fiks as gevolg van hoe hard hy werk. In een oomblik verloor Jannie amper sy lewe. Want dit is net God wat die hartklop aan die gang het. Dankie Here, Here het besluit om die hartklop langer te hou, soos Jannie lewe nog. Maar verstaan, die realiteit is dat ons het besef is dat jy of jy God dien of nie dien nie, verstaan wie's die een wat maak, wat jou sustain, die een wat jou in die gang hou. Jou longe wat asemhaal, dis God se lig, is God se suurstof, wat hy vir jou gecreate het. Hy het daai stelsel in plek gesit, sodat jy kan asemhaal. Hy het die aarde vir jou geskaap, sodat jy kan asemhaal. Jy kan altyd probeer dit doen op Mars, en kyk hoe goed gaan dit daar met jou. Het gaan nie lank hou nie, want God sustain jou. Of besef jy dit nie? Jy voel dalk maar, Here, as jy my sustain het, sal goed makliker wees. Die realiteit is, omdat ons nie rus in hom nie, dat goed nooit makliker raak nie. Ons rus nie in hom nie. Die lewe binne jou, daai asemteug, waar kom dit vandaan? Sê my oorsit, volgende. Hy sê Genesis 2 vers 7, hy sê, toe het die Here God die mens gevorm uit die stof van die aarde. Soos eintlik al wat jy is stof. Julle lyk baie goed vir stof, maar okay, julle stof. En dan sê hy, en in die neus die asem van wat geblaas? Lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Jy moet verstaan dat jy is afhanklik van God. Asseblief besef dit en leef so. Want dit gaan jou lewe verander vir ewig. Dit meen nie geminder doen nie, want die eerste ding is 'n persoon soos ek's verskriklik gedryf. Soos die eerste ding wat ek dink, as ek daar lewe, dan gaan ek een van daai Christene word, net van, okay, ons gaan net wag vir die Here. Dis ek die ou ontmoet. Ek vra van, yes man, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, gaan die Gees met jou? Yes, great. Ek sê, wat doen jy vir 'n lewe? Hy sê, nee, ek wag vir die Here. Ek glo die Here het vir gesê ek moet 'n helikopterpilot word. Ek sê, great. Hoe lank terug is dit al? Nee, 18 jaar terug. Ek sê, intussen, nee, ek wag vir die Here. Ek sê, nee my maat, nou mis jy dit heeltemal. Die wag vir die Here is in die beweging om God te raadpleeg. Die Here verwag nie. Hy sê, wat jou hand vind om te doen, doen dit haastig. Hy sê, hy maak dit duidelik vir ons dat ons nie net al moet sit en wag nie. Nee, daar's aktiewe beweging saam met God. Dis nie wat ek vir jou sê vandag nie. Maar wat ek vir jou vra is om te besef dat jou afhanklikheid is en jy is nie die hoof van jou lewe nie. Of jy kan dit kies, maar dis nooit 'n goeie einde nie. En ek wil vir julle die beste hê. Dis hoekom hierdie woord so belangrik is. Hy sê, toe het die Here die mens gevorm uit die stof van die aarde en sy neus
asem van die lewe geblaas, so het die mens 'n lewende wese geword. Sonder God se asem is daar niks binne jou nie. Dan is jy net stof en jy sal net tot stof terugkeer. Jy moet verstaan dat die rede hoekom jy hier is omdat die Here 'n plan en 'n doel met jou lewe het. Ek kan die volgende toeskryf. Ons is skape deur Jesus. Alles is deur hom en vir hom geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Ons gaan nou die volle skrif sê. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie per toeval hier nie. Jy is nie minder as ander nie. Jy's ook uit stof uit, soos die ou wat ook al doen en wat ook al bereik het in die lewe. Julle albei is uit stof uit. Is julle by? Dit maak nie saak as jy een wat uit goud gebou is en die ander uit stof uit nie. Ons almal keer terug. Niemand bly as hulle oorbly. Die laaste is net goud nie. Niemand van ons almal is uit stof uit en ons keer tot stof terug. Soos ek hoef nooit minderwaardig te voel as ek verstaan in wie se beeld ek geskaap is en wie my geskaap het nie. Want dieselfde God wat my in mekaar gesit het, is dieselfde God wat jou in mekaar gesit het. Maar dit bring 'n probleem na albei kante toe. Dit meen ek kan ook nie neerkyk op mense nie, want ons ook niemand minder as stof gemaak nie. Maak dit sin as ek dit sê? Okay. Sy sê ons moet verstaan, jy is nie ongeluk nie. Jy is nie toevallig hier nie. Jesus het jou geskep. Ek wou eers baie van hierdie skrifte gesit wat droog. Here praat van, jy's in jou moederskoot geweef. Ek love daai skrif. 9 maande lank, hy create die hele aarde in 6 dae, maar vir jou werk hy aan 9 maande. Daar's iets glorious omtrent jou, want hy wil iets van sy beeld deponeer op jou. En sodra jy dit minder maak, maak jy die beeld van God minder as wat dit is. Dan sê jy, die Here het 'n fout gemaak toe hy jou geskaap het. En ek dink dit is bietjie arrogant. So 'n klein bietjie. Net soos dit arrogant is om te dink ons is meer as dit wat ons uitgevorm het, is dit net so sleg om te dink ons is minder as wat ons uitgevorm is. En dit maak my hierdie gedeelte, dit gee my boldness in die Here. Dit verstaan ek kan nie altyd, ek kan boldness loop. Hoekom? Wat is boldness? I'm everything in Christ, but I'm nothing without Christ. Dit bring my tot die gevolgtrekking dat ek niks is sonder Jesus nie. Maar dit bring my ook dat ek alles is in Jesus. Dit bring 'n diep geluk in my lewe as ek dit besef. Hierdie skrif sny glo vir my tussen middelbeen. Hy sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Ek gaan nou laaste stuk lees. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Soos jy is deur hom geskape vir hom. Die probleem is, ons vergeet baie keer vir wie ons geskape is. Weet jy, moedeloos raak jy as jy net geskape is vir jou werk, vir ons jy 'n slegte salaris verdien. Weet jy, moedeloos raak jy dan? Ag, Here, ek moet nou hierdie geld verdien en nou moet ek alweer werk en is nou weer oortyd en weet jy wat, hulle kyk eens na ons kry 'n bonus einde van die jaar nie. En ons kan so in hierdie aftraande stryd gaan van asof dit maak wie ons is. Jy was nooit geskape vir jou werk nie, soos asseblief hou op lewe asof jy geskape is vir jou werk. Jy is geskape vir God, vir sy koninkryk, vir sy heerskappy. Onthou dit. Dit meen dat my werksplek lyk asof ek vir God lewe. My huis lyk dit of ek vir God lewe. Maar tussen my vriende lyk dit of ek vir God lewe. Kan jou vriende, jou naby vriende sê jy lewe vir die Here? Kan jou vrou en kinders sê jy lewe vir die Here? Daai is 'n goeie vraag. Want daai is ek die tafste.
Want het is maklik om 'n Christelike gesig aan te sit as dit tussen mense is. Van broer gaan, "O broer, die Here is goed." En as ek weg was, ek is maar ver goed, ek kan nie meer vat nie. Dan woep, waar gaan ons? Dis van, wow, kan die familie sê jy is 'n kind van die Here? Kan die familie sê, weet jy wat, ek kan opkyk na my dad, oor hoe die Here die. Ek wens, ek sal ooit die impak los in my kind se lewe, wat my oupa en my ma se lewe gelos het. My oupa was 'n godsman gewees. 'n Godsman wat nie net deur my ma bevestig was, omdat sy opgekyk het na hom nie. My ma sê, my oupa het net een keer in sy hele lewe iets sleg gepraat van iemand. Hy sê, wat hy gesê het was dit, sy dink sy is die burgemeester. Net een ding, hy sê verder het hy net goed gepraat vir mense. Hy het nagte deur by hulle bed gestaan en gebid, tot daar genesing kom in hulle huis. Nagte, letterlik, in mense se huis gaan lê, as mense siek, dan sit hy in die hoek, dan bid hy tot daar genesing plaasvind, of wat staan hy nie op nie. My oupa was 'n man wat altyd sy vrou met liefde en genade gehanteer het. Sy het hom nog nooit gesien kwaad word nie, nog nooit. En dis meer nie dat, wow, hy is perfek en almal moet perfek wees nie. Die ding is, hy het 'n pad met God gestap en dit het gemaak dat hy 'n plek loop waar hy anders te loop. Die ding is, ons wil spasie maak vir Satan om ons lewe te kom heers en sê, maar ek hou nog van hierdie gedeelte. Maar dit lyk nie soos Jesus nie, maar ek wil spasie maak vir dit. Mense, ons moet die kop afsny en besef ons is net gemaak vir God se koninkryk. As jy werk, werk jy omdat jy God liefhet. As jy in jou huis is jy 'n man omdat jy God liefhet. Ek gaan nou iets deel, maar ja, ek gaan dalk nie te persoonlik maak nie. Ek het al hierdie goed beleef in my lewe, waar jy regtig moeite doen met mense, en dan probeer jy by die Here uitkry, en jy probeer regtig goddelik wees, maar jy verwag 'n respons van daai persoon af. Dan respond hulle nie, of hulle beweeg weg, en dan sê ja, ek het hierdie mense gehelp, en kyk wat het hulle gedoen. Want jy het dit gedoen vir hulle, en nie vir God nie. Hy sê, gee in die arme, en wat so, hy sê, dan leen jy aan die Here. Mense, verstaan waarmee jy besig is. Dit sal jou lewe verander. So hy maak dit duidelik dat alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Volgende slide. Kolossense 1 vers 16, hy sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, die sigbare en die onsigbare. Alles is deur hom en vir hom geskape. Dis presies die skrif wat ons nou gelees het die vorige. Maar mag ons daai ding besef. Mag daai skrif na in jou hart lê, want dit is maklik om te sê, okay, ek ken die skrif. Die realiteit is, leef jy die skrif? Die probleem is nie of ons die skrif ken nie. Die vraag is, leef jy die skrif? Almal sê, ek ken Johannes 3 vers 16. Wat beteken Johannes 3 vers 16 vir jou? Almal ken Psalm 23. Wat beteken Psalm 23? Is dit iets waartoe jy hardloop as die lewe rof raak? Of is dit net 'n maklike manier? As ons verstaan dat hy sustain ons, dan verstaan ons sy woord sustain ons. Hy sê, want die woord het vlees geword. Soos as die Jesus ons sustain het, of hy sustain ons, en die woord was Jesus gewees, want dis wat die woord sê in Johannes 1, as jy het gewonder het gaan lees het, in Johannes 1, dan die woord het 'n mate van 'n krag. Die Heilige Gees is ook nodig, om 'n keer verstaan, jy kan nie die woord sonder, want dan kan die woord dood ook maak, sê die woord van die Here. So die Heilige Gees ook nodig, maar die woord het die krag om ons te sustain. Maak dit sin? Soos hier kom hy by die volgende gedeelte, volgende een. Jesus onderhou ons lewe. Jesus het ons nie geskape en toe weggegaan nie. Jy moet besef, hy het nie net op 'n tyd jou lief gehad en vir hom gegee, en toe besluit hy draai sterk op jou nie. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het nie net jou geskaap en gesê, okay, nee, dis nie wat gebeur nie. Dis nie wat gebeur nie. Die Here verduidelik vir ons, hy sê, as jy wonder, jy dink jy kry kos om met jou hart werk, okay, Here sê duidelik, lei hard as jy nie wil werk nie.
moet jy nie eet nie, en hy verduidelik vir ons, dat gaan na die muur en word wys, hy verduidelik vir ons, as jy wil lei wees, sorry, daar is nie regtig plek, verstaan, jy gaan altyd aan die onderkant, you're going to be in the bottom of the food chain, as jy daar wil wees. So jy verduidelik het vir ons, dat ons nie moet lei wees nie. Maar dan kom hy ook baie duidelik en hy sê, ek sorg vir die mossies, sal ek nie ook vir jou sorg nie. Sal ek nie ook vir jou sorg nie. Weet jy wat, ek kom agter, dat dit wat ons dink is 'n necessity, is eintlik 'n luxury. Ons besef nie, jy het eintlik niks nodig nie, mense. Op 'n tyd het ek 'n reeks gekyk op YouTube, eintlik wil ek dit weer kyk, want my lewe so verander. Gaan hulle na die armste gebiede in die wêreld, en wys hoe daai mense lewe, en wat hulle doen om in die lewe te bly. Dan dink ek, liewe Jesus, ons ondankbare eerste wêreldse leefwyse wat ons het, mag U ons net wakker ruk, dat ons besef waaroor dit gaan. Van die kinders kap, letterlik die een groep, dit was my verskriklik hartverskeurend. Hulle kap letterlik klippe, wat soos, wat se naam lyk, dit lyk soos bordkruid. Dan kap hulle dit stik en dan eet hulle daai kruid, dat net die wat se naam stop. En dis nie net een keer nie, hulle eet dit amper elke dag, net dat hulle kan probeer aan die gang bly. En ons kan bou met kleiner goed in die lewe. Want ons verstaan nie die Here sustain ons nie. En dis hoekom, omdat ons dink ons moet onsself sustain, dan wil ons lewe beter maak. En die beter maak ons dat ons op 'n plek kom, waar ons op 'n plek kom. Dis een ding om, yes, my kar is nie betroubaar en ek het 'n nuwe kar nodig. Okay? Maar ons kan so maklik in die struik val dat ek wil net die hele tyd 'n nuwe kar hê. Hoekom? Want dit is wat ek doen. En voordat ek myself kry, is ek in die struik van hierdie stelsel wat ek jaag na aardse dinge, en dan leer ek nie om dankbaar te wees nie, want nou is jy nie meer dankbaar oor jou voertuig nie, jy soek 'n nuwe voertuig. En ek was al baie daar in my lewe, ek dink ons almal, op 'n tyd, ek beloof dit vir jou, dan stap ek gaan baie eerlik share iets in my lewe, ek's baie lief vir aard. Goeie skildery is 'n ding wat vir my werk nie. Nou kom ek nou as ek op vakansie, dan stap ek in 'n galery, en dan sien ek 'n skildery vir R30.000, en dan sê ek, Here, hoekom het ek nie geld hiervoor nie? En op 'n tyd dog ek, hoe arrogant is jy? Jy's op vakansie. Hoeveel mense kan nie op vakansie gaan nie? Hoe arrogant is jy? Om nie God dankbaar te wees dat jy daar kan wees nie. Maar jy's kwaad omdat jy nie kan 'n skildery hê nie. Ek sê, Jesus, dit is so mooi gelyk te wys. You're missing it, buddy. Jy mis dit. In plaas dat jy dankbaarheid en oorvloed is, lewe jy leeg, want jy kyk na alles van, yes, maar ek het net nie genoeg nie. Jy glo nie dat die Here se sustainability genoeg is vir jou nie. Op een plek wil jy opstaan in jouself. Ek moet weet, dis die vinnigste plek waar jy probeer dink aan, hoe gaan ek alternatiewe inkomste maak buite die kerk? En dis die Here se hart as per sy nie. It is in him, man. Dis oor wat dit gaan. Ons mis hierdie goed. En ons almal doen, dis nie net van Jesus julle nie, ons almal doen. We're missing God's heart. Van, Here, ek sustain jou. Kolossense 1:17 verduidelik hierdie gedeelte vir ons. Hy sê, in hom hou alle dinge stand. Nou, ding sê meer, maar hy eindig met dit. Hy sê, in hom hou alle dinge stand. Alle dinge stand. Ek het dit al gesien, ek ken mense wat uit terrible huisomstandighede kom, dat as hulle jou kinder daar stories tel, as jou hare regop staan. Vandag is daai mense leiers in die gemeenskap, hulle loop voor. Een van my baie goeie vriende, hy het sy eerste kar radio gesteel toe hy star 5 was. Hy sê altyd, ek was hy sê as brakpan 'n slegte gedeelte in brakpan kry, ek was daai gedeelte. En weet jy wat die beste van alles is? Vandag lei daai man hoeveel mans in Jesus Christus. Hy sê skaam oor sy verhaal nie, want hy weet waar God hom uitgehaal, want hy het geleer deur die lewe. Hy was sustain deur God. Maar baie keer het ons dit gemis en ons vergeet dat ons sustain word deur God. Dis hoekom Here baie keer ook dit sê, as ons ryk is, moet ons versigtig wees. Hy sê, want dit is baie moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan oor sustainability.
Wanneer ek kan alles myself doen en finansies alles uitsorteer, is daar 'n plek waar ek voel ek het God nie nodig nie. En dit gebeur met ons almal in 'n mate. Met ons almal, sê nie van okay, jy wat bietjie meer as jy aanhou, dis ons almal moet pas op daarvoor. Want ons val in die struik van hierdie gedeelte. Inteendeel, net vir interessantheid, net stats. Okay, dit was seker 10 jaar terug se stats. As jy in 'n huis bly met 'n baksteen gebou, is jy van die 7% rykste mense in die wêreld. By the way, net as jy gewonder het. Soos julle is pretty ryk, al kom jy dit nie agter nie. Surprise. Okay, soos hier is eintlik soos jy's regtig bevoorreg om te wees waar jy is. En dit is God se sustaining wat hy doen. Jy kan daai inskep, ek gaan hom nie gebruik nie. Dit is dieselfde as die vorige een. Kan ons net volgende klip, dankie Lynn. Nee, okay, nie kan aangaan volgende 2 verse. Okay, so gaan hy. Jesus onderhou ons elke oomblik en ek het daaroor gepraat. Hy sê jou hart klop. Verstaan dit, mense? Soos moenie opstaan omdat jy moet gaan werk nie. Staan op omdat God jou die krag gee om lewe te bring. God gee jou die krag. Jou longe wat asemhaal. Dis nie jou goedheid nie. Dis nie jou goedheid nie. Ek vat my ma's op suurstof. As sy sonder daai suurstof is, dis vir iets verskriklik. En dan baie keer is ek diep ongelukkig, sê sy maar, hoekom kyk jy die Here vertrou, miskien moet ek net afval en net die Here vertrou, as dit nie is en ek maak dit nie, dan maak ek dit nie. Dan sê ek, maar dis nog steeds God wat iemand die intelligensie gegee het. Maar dit is nie die masjien wat maar sustain nie. Hulle het dit besef wat God gebruik om mense te sustain. Hulle het toe dieselfde ding nagemaak en dit gegee vir haar. Dis al wat dit is. Dis nog steeds God wat ons sustain. Niks het verander nie. Besef dat jy sustain word deur God. Jy beheer nie die lewe binne jou nie. Jesus onderhou ons lewe elke oomblik. Jy moet dit besef. Jy moet dit glo. Volgende paar slides, ons gaan vinnig deur dit gaan. Lewe sonder Jesus is leeg. Maar selfs wanneer mens alles kry, voel daar nog steeds iets leeg. Was jy al daar gewees? Daar was 'n tyd wat ek sal nooit vergeet nie. Dit was my eerste ordentlike voertuig. Okay, miskien moet ek dit sê nie, my kind gaan nie saam. Okay, wag, kom ons praat nou nie daar. Maar ek gaan nie brand sê vir die kar nie. So ek gaan dit wat laat ons nie daar gaan nie. Okay, want nou net ons teenstrydigheid in die kerk en ek wil nie dit hê oor voertuie. Nee, en ons kom by die gedeelte en hier is my eerste ordentlike voertuig en dit was 'n rooi, ek gaan maar sê Ford Ranger bakkie. Okay. En daai bakkie, daai bakkie dit was 'n Mustang motor geweest, by the way. Nee, ek sê sommer net, ek grappie. Okay, maar in 'n geval ek het die bakkie gekry, toe ek die bakkie kry, yes, ek was amazed. Yes man, my bakkie. En toe ek die bakkie kry, was dit hoe lank toe kom maar 'n nuwe shape uit. En toe die shape uitkom, toe waardeer ek glad nie meer my bakkie nie. Glad nie. Dis my bakkie net nie meer 'n lekker bakkie nie. Toe wil ek 'n nuwe bakkie. Want en voordat ek myself besef is hoe maklik ons val, dat al het ons, kry ons wat ons wil hê, gaan ons nooit tevrede wees nie. Dis hoekom die Here so duidelik praat, leer om in alles dankbaar te wees. Maak dit sin? Here verduidelik vir ons in Efesiërs 5, en sê, wees in alles dankbaar, sê hy vir ons. Hy wil ons leer, want hy verstaan, dat ons altyd gaan honger lewe, as ons nie op 'n plek kom waar ons dankbaar is nie. En asseblief, dis niks as jy 'n nuwe bakkie ry of wat ek kon, asseblief nie, want dan mis jy heeltemal hierdie boodskap. Jy mis dit heeltemal. Asseblief, wanneer regtig jy kan nuwe bakkies ry, maak dit seker dat God jou bron bly. Wees dankbaar in wat jy het. Verstaan, jy moet dit nie mis nie. Soos jy kom by hierdie gedeelte, hy sê, want die mens se hart is gemaak vir Jesus en nie besittings nie. Maak dit sin? Ons hart is gemaak vir Christus en nie besittings nie. Ek vat byvoorbeeld toe my huis net gekoop het. Ek het my huis gekoop in Brakpanstraat. En toe ek hom verkoop en ons koop hierdie huis, het ek baie geld spandeer uit daai geld uit van 'n vorige huis om my huis te maak soos ek wil hê.
Nou stap ek deur my huis en dink ek, Jesus, ek het regtig nodig om hierdie huis te verander. En dit is soos 5 jaar later, ons het van, in plaas van sê leer van wees dankbaar, en dit is natuurlik, almal gaan deur dit. Almal gaan deur dit. En ek sê nie, ons kan nie ons huis verander nie. Al wat ek net vir jou sê is, pas op net dat ons nie so op die verander en verbeter is, dat ons nooit dankie sê en uit daai bron uit lewe nie. Want dit is totaal en al teenstrydig met mekaar. Om nooit gelukkig te wees en altyd meer te wil hê. En dankbaar te wees. En kan ek nog sê, so eintlik wil jy my sê, ek moet niks word in die lewe nie. My vriend, ek beloof jy sal alles word en nog steeds nêrens wees nie. Ek moet gou die testimony vertel, sluit ek hiermee af. Ek weet nie of ek deur alles gaan, ek sal ook vanaand deur van hier nog hardloop. Ek kan ook die volgende vir my opsit. Gister kom by een van my vriende uit, saam met my valke gespeel. Heavy cool ou, lappies. Jare terug laas gesien. En ek sê, ja lappies, hoe gaan dit met jou? Jesus, en hy ou begin my praat, ek kom agter, is glad nie die ou wie ek ken nie. Hierdie ou was heeltemal anders te my, want hy's nou iewes skielik sag, en was nou 'n sagte tipe ou, sagte gees by hom, en 'n mooi manier by hom. Verstaan jy, hy was 'n ou wat baie vinnig weet dat waar op te klim en af te klim. En hierdie ou het wat se naam, en hy begin met my praat, en ek sê, lappies, wat gaan aan in jou lewe eindiglik? Hy sê, en hy was 'n mynkaptein geweest. Nou as jy ou weet wat mynkaptein doen, mynkaptein betaal word. Dit is groot geld. Hy sê, my vriend, ek het op die myn gewerk. Hy sê, baie stres op my lewe. Hy sê, en ek het 'n hartaanval gekry. Hy sê, en toe ek wakker word, toe sê die Here vir my, maak oop jou oë. En hy dog, Here, maar ek het my oë, en die Here sê vir hom, maak oop jou oë. Hy sê, en op 'n oomblik, hy sê, begin sy oë oopmaak, en die Here sê vir hom, is jy regtig tevrede met wat jy het? Jy het alles hierdie goed, maar tog het jy niks. En die Here draai sy lewe om, en hy gee sy werk op van 'n mynkaptein af, om kinders te coach in rugby. Al wat hy doen is, hy coach, hy rig by Tuks af rugby, en hy rig af. Hy sê, en man, kry ek bevredigend. Hy sê, dankie Here, my huis is lankal toe afbetaal toe ek 'n mynkaptein is. Hy sê, soos nou, hy sê, hierdie gaan genoeg geld kry om my kinders deur hoërskool te kry en hopelik deur universiteit. Hy sê, dis al wat ek nodig het. Hy sê, ek het geleer dat lewe is soveel meer. Hy sê, al het my dit gevat, mag die Here ons help, dat dit nie dit vat, om ons oop te maak nie. En asseblief, ek moet nie wees as jy mynkaptein is bedank nie, asseblief. Dis wat ek vir jou sê nie, asseblief. Al wat ek het vir jou sê, verstaan dat God belangriker is en sy plan vir jou lewe belangriker is. Hy vertel my hoe die Here embrace het en hoe die Here sy pad langs gekom het. Hy sê vandag lewe ek uit 'n ander bron uit. Ek lewe anderste, want ek het Jesus ontdek. Mag ek en jy vanoggend Jesus ontdek. Sonder Jesus is ons verlore. Nederlands, waarvan ons sonder Jesus is verlore. Johannes 15, julle kan dit gaan lees. Ek dink is die mooiste verduideliking. Ek gaan nie in die daarmee gaan nie. Hy sê, maar gaan lees Johannes 15. Ek kan hele Johannes 15 lees. Dis 'n beautiful verduideliking van sonder Jesus kan ons niks doen nie. En hy leer ons dat sonder hom kan ons niks doen nie. Soos vanoggend wil ek hiermee eindig. En ek wil jou 'n paar vrae vra. En ek wil regtig vra om hierdie ernstig te vat in jou lewe. Want hierdie kan die koers van jou lewe bepaal. Mense, ek wil gewees sê, daar's 3 besluite in jou lewe wat ongelooflik belangrik is. Of course, nou net my sê, pastoor het nie genoem dat ek my hart vir die Here moet gee nie. Hy praat alweer net oor kerk. Nee, dis nie wat ek, asseblief. Hoor gou, praat nie van daai is of course die belangrikste besluit. Dis eers die plek om jou hart vir die Here te gee. Maar jy kan nie deel wees van kerk as jy nie jou hart vir die Here gee nie. Punt, in elk geval. Okay? Soos die eerste besluit is, wie trou ek? Kan nie net enigiemand trou nie. As jy iemand trou wat nie die Here dien nie, sterkte. Jou optrede gaan lank wees. Jy gaan baie bid en baie hulp nodig hê. Okay? Maak seker dat die persoon wat jy trou is in lyn met God. Dan, die een wat jou lewe beïnvloed, is by watse kerk is ek? Mense kom en sê, kerk is kerk. Mense, gaan lees asseblief Openbaring. Die 7 kerke, dan kom jy duidelik agter kerk is nie kerkie. Die Bybel sê vir jou kerk is nie kerk nie.
Ons almal is in 'n kerk, maar as ons 'n kerk is, dan is dit okay. Gaan lees wat die Bybel sê. Jy hoef nie te luister wat ek sê. Gaan lees 7 kerke. Jy gaan agterkom, kerk is nie kerk nie. Want weet jy wat? As jy saam met geloof, en ek praat van kerk wees, mense, ek wil encourage, kom in communities. Ons gaan nou nog klomp communities stig, die ouens is keen. Ons gaan klomp communities stig. So gaan in elke gebied glo ek gaan daar ergens 'n gemeenskapsgroep wees. Maak seker jy kom in 'n gemeenskapsgroep want jy het iemand nodig wat jou help om jou in lyn te hou. Jy gaan dit nie, daar's 'n rede hoekom ons blind spots het. Weet jy kom noem hulle dit 'n blind spot? Want dit is iets wat jy nie kan sien nie. Jy het mense nodig om jou te help sien waar jy nie kan sien nie. Of dan hoor jy net jou eie verstand en jou eie gedagtes jou hele lewe deur. En dit werk nooit lekker uit nie. Vra vir Hitler. OK. Onthou dit, jy kan nie net die hele tyd na jou eie stem luister nie. Even sekere presidente, ek sal nou nie name noem nie. Dis great, op 'n tyd kan dit lyk of jy die lyn hou, maar op 'n tyd luister jy so na jou eie stem dat die hele wêreld gaan onder jou gedrag lê. Maar dit is okay, want dit gaan net oor my. Wat ek dink, wat ek besluit. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Mense, dit is so belangrik. Soos hierdie 3 vrae. Kan ons hierby hou? Is jy reg hiervoor? Die eerste vraag is: vertrou ek Jesus regtig? Dis 'n vraag wat ek wil hê met jouself vra. Vertrou ek die Here regtig? En as jy hierdie vraag vra, gaan baie van julle goed opspring dalk in jou kinderdae. Dalk in 'n huis waar geabuse was en sê Here, ek het gebid dat dit verander en dit het nie verander nie. Of Here, ek het gebid vir genesing en it didn't happen. Of miskien is van Here, kan ek U vertrou want daar was iets wat ek. Soos vra jouself nou daai vraag af en kyk net wat is dit? Kan ek die Here vertrou? En ek wil jou regtig vra, as daar nog 'n struikelblok is in die lewe wat wantroue bring, dink ek is dit regtig belangrik dat jy al ons berading of ons sit saam of ons gaan eet eendag saam ietsie of drink 'n koffie saam. Laat ons deur daai goed werk. Maak dit sin? Want as jy die Here nie kan vertrou nie, as God wat vir jou is, jy voel hy's teen jou. Nou het jy die duiwel en die Here teen jou. Dit kan nie lekker afloop nie. Verstaan dit broer, as jy nog 'n Here het vir jou en die duiwel teen jou, dan het ons iets om saam te staan, maar ons kan nie altoe 'n vyand maak nie. Maak dit sin vandag? Volgende vraag. En hier is 'n baie moeilike een, want ek self, dis maklik om te sê, ja, ek's lief vir die Here, want ek is. Maar nou kom ek by hierdie vraag, en hierdie vraag sny vir my verskriklik diep. Is Jesus die bron van my lewe? Dis 'n ander ding. Ja, Jesus is in my lewe. Ja, gaan kerk toe. Ja, gaan ook nie weer gemeenskapsgroep toe. En ons speel paddle saam. Maar is Jesus die bron van jou lewe? En as hy nie is nie, wat gaan jy doen om dit te verander? Nog iets? Die laaste een. Sou jy die keuse maak om jou hart na God toe te bring? Opnuut. Sou jy weer kies om jou hart. En dis 'n ding wat jy elke dag moet kies, hoor. Van die wêreld, dit klop goed wat skree om jou hart weg te vat van God af. Hy try enigiets doen om jou hart van die Here af te haal. Dis wat ek wil sê, hy probeer onafhanklikheid bring van ons konstant. Mense, dit wat ons kinders mee, goed wat op 'n tyd 21 jaar oud was, wat net supervolwassenes kan kyk, kan ons kinders van 16 kyk. Nou nog 'n fliek van 13 jaar oud, kon ek nie glo wat aangaan nie. Dit met my kind van 13 word beïnvloed deur daai goed. Ons verstaan nie waar die vyand mee besig is nie. Jy verstaan nie hoe die wêreld jou kinders beïnvloed en ons beïnvloed nie. Wees bitter versigtig waaraan jy vashou. Kan ons vandag weer terug en sê, Here, ek kies om die wêreldstelsel af te sterf en ek kies Jesus.